Baie welkom by die 8ste Pinksterdiens. Ons behandel die boek Openbaring. Ons het nou al gekyk na die 7 briewe van Jesus aan die 7 gemeentes, hoofstuk 1 tot 3. Ons het gekyk na die middelste stuk, wat 'n groot hoofdeel van Openbaring is, waar God se agenda met 7 seels en ook 7 trompette uitgespeel word. Ons het daarna gekyk ook na die 7 bakke, goue bakke, wat uitgegooi word op die aarde, wat 'n verlossende oordeel van God bevat. En baie spesifiek gekyk na hoe God sy kerk beskerm en uiteindelik ook bevry. En ons het nou die laaste, het ons gekyk na die stad Babylon, wat veroorwin word deur die Here Jesus, met 'n groot oorlog, en die politieke en die ekonomiese en die godsdienstige maatskaplike wêreld, wat in opstand is teen God, dat hy hulle oorwin. En ons kom nou vanaand by die bruilof van die Lam, hoofstuk 20, 19 en 20, en dan Sondag sal ons fokus op die nuwe hemel en nuwe aarde, nuwe Jerusalem, hemelse Jerusalem wat neerdaal op die aarde, hoofstuk 21 en 22. Onthou, die boek kan jy nog steeds aflaai by die webtuiste, ek kom gou. Daar is so 'n bietjie minder as 700 mense wat al reeds dit afgelaai het, en like ook sommer nou die knoppie, subscribe knoppie daar by die kanaal, sodat jy elke keer die boodskappe van ons dienste hier kan ontvang. Die woorde van Johannes aangepas vir Somestrand en vir die wêreld waarvandaan af jy ook luister. Van Johannes aan die gemeente in Somestrand en in die wêreld. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene van die dooies, die heerser oor die konings van die aarde. Kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het. Al die stamme van die aarde sal jammerlik oor hom huil. Ja, amen. Ons sing daai pragtige lied van Franciscus van Assisi, lied 284, laat Here u vrede deur my vloei.
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons nader nou die einde van die boek Openbaring, en ons is nou deur al die verskillende seels en trompette en bakke, baie bewus gemaak van die feit dat daar 'n verlossende oordeel is. Maar hoe nader ons aan die einde kom, Here, staan die verlossing net al hoe sterker op, en die feit dat U op 'n besondere manier vir ons gaan intrek in 'n werklikheid waarvan ons beelde het wat ons kan vertroetel en kan omdraai in ons gedagtes en die boodskap daarvan vir ons kan probeer dieper verklaar, maar uiteindelik is dit so groot dat uiteindelik ons gedagtes 'n bietjie ontwyk. Al wat ons weet, Here, is dat dit groots is, dat dit wonderlik is, dat dit 'n toekoms vir ons skep wat vir ons laat volhard, want dit is wat ons graag uit die hand wil ontvang. Nie net die bruiloft van die lam nie, maar uiteindelik die nuwe hemel en nuwe aarde, waar die alle trane gaan afvee en waar ons vir ewig saam met U sal wees. En my gebed is, Here, dat hierdie wonderlike droom, utopia wat vir ons voorgehou word, dat dit ons sal motiveer om regtig te volhard, om U te dien, om in gebed met U te verkeer, en te bid vir hierdie wêreld, te bid vir arbeiders in die oes, te bid vir die krisisse wat daar in hierdie wêreld is, bid vir oplossings, bid dat U op besondere maniere Uself sal openbaar aan mense, maar dat ons ook nie sal skroom om ons eie getuienis in hierdie wêreld te lewe nie, Here, want daar is net een God en dit is U, en U is die moeite werd om aan hierdie wêreld bekend gemaak te word. En ek bid dat ons nog meer moeite sal insit om dit regtig te doen, tot aan die eindes van hierdie wêreld. Elkeen van ons, op watter manier ons dit ook al kan doen, dat ons regtig ons deel sal bydra, totdat hierdie bruilof aanbreek en ons saam met U vir ewig sal lewe. Seën vir ons in hierdie oordeenking in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Daar is 'n ontstellende lering wat wyd pos gevat het in die wêreldkerk. Steek op talle plekke sy kop uit, ook in ons eie kerk. Dis die lering van die universalisme. Dis 'n lering wat sê, alle mense is uitverkies, sommige weet dit, sommige weet dit nie. As daar 'n hemel is, sal almal daar wees. In elk geval is daar verseker nie 'n hel nie, want niemand sal daarheen gaan nie. Almal sal uiteindelik tot bekering kom. God sal sorg daarvoor. Sommige sal nog verder gaan en sê, die enigste hemel is in elk geval hier op aarde. Daar waar ons mekaar goed behandel en waar ons goeie dinge vir mekaar doen, daar is die hemel. En daar waar ons slegte goed vir mekaar doen, daar is die hel. Maar daar is geen hiernamaals nie, net 'n hiermaals, soos 'n digter dit in ons land ook al gesê het. Dit is egter onmoontlik om so 'n lering te handhaaf as jy Openbaring lees. Daar's reg deur die boek 'n geweldige kontras wat gehandhaaf word tussen die regverdiges en die goddeloses, tussen die gelowiges en die ongelowiges, tussen die oordeel van God en die verlossing wat hy vir die gelowiges gee, tussen die hemel en die hel, tussen die bruid van die lam en die prostituut Babylon, tussen die ewige lewe en die ewige dood. Natuurlik is Openbaring 'n boeiende, beeldryke boek, wat uiteindelik simboliek bevat. Maar die visioene beskryf werklikhede. Dis ook iets wat Johannes uitgedink het nie. Dis iets wat vir hom gewys is. Iets wat aan hom geopenbaar is. En die bron hiervan is God self. So deur die Here Jesus en deur die Gees en deur die engele en die hemelse wesens wat uitvoering daaraan gee, waaraan die kerk se gebede en sy getuienis ook 'n baie groot rol speel, vestig God die Vader 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En ek sal my plig versuim as ek jou nie waarsku teen hierdie valse lering van die universalisme nie. Prominente teoloë en predikante en ook lidmate handhaaf hierdie onbybelse lering. Sulke teoloë dien 'n valse God met 'n valse ideologie wat nie uit die Bybel kom nie, maar uit 'n misleide hart. Hulle dink dat hulle mense 'n guns doen deur net aanvaarding te preek. Maar werk in die hande van die bose driemanskap van Openbaring.
Hy is die groot misleier. En universalisme is een van die groot misleidings. As die Spraak het gesê, the most brazen lie of all is the lie people tell themselves. I've nothing to worry about the wrath of God. My God is a God of love. If that is your thought, your God is an idol. Dit is noodsaaklik om hierdie lering te verwerp met al die oortuiging waartoe jy beskik. En die boek Openbaring is waarskynlik die beste boek wat jou kan help om inhoud te gee aan jou oortuigings oor die hemel en die hel, die verlossing en die oordeel, die ewige lewe en die ewige dood. Dieselfde model wat ek vir die 7 seels, en vir die 7 trompette, en vir die 7 bakke gebruik het, kan 'n mens steeds herken in die wyse waarop Johannes hier sy verhaal vertel. Daar is die prentjie van God, hierdie keer as die almagtige koning wat heers geteken. Daar is die agente wat hierdie keer eintlik baie spesifiek onder die heerskappy van die Here Jesus Christus, die hoofagent van God optree. Trouwens, meestal tree hy alleen op. En daar is steeds die verlossende oordeel. In 'n reeks van kontraste. Die bruilof van die lam teenoor die feesmaal van die goddeloses. Die ewige lewe versus die ewige dood. Die hemelse stad Jerusalem versus die poel van vuur. Maar ons begin vanaand by die positiewe boodskap. Want dis hoe Johannes die verhaal vertel, hy skommel die orde 'n klein bietjie rond. En hy begin met sy visie op God, maar dan direk gaan hy in hierdie verlossing, in die wonderlike uitkoms wat God vir ons bedoel het. Bruilof van die lam is sy piece de resistance, die hoogtepunt en die doel van ons verlossing. Die bruilofsfees met die bruidegom, die Here Jesus Christus. Daarop het 'n stem van die troon af uitgegaan en gesê, loof ons God, al sy diensknegte, en die wat hom vrees, die geringes en die magtiges. Toe het ek iets gehoor soos die geluid van 'n groot skare, en soos die geluid van baie water, en soos die geluid van swaar donderslae wat sê, Halleluja, die Here ons God, die Almagtige, heers as koning. Laat ons juig en jubel, en aan hom die heerlikheid gee, omdat die bruilof van die lam gekom het, en sy bruid het haarself voorberei. En sy is gegeen om fyn, helder, skoon klere aan te trek, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Let op die groot hoeveelheid klank wat hier beskryf word. Daar is die geluid van 'n groot skare, die geluid van baie water, die geluid van swaar donderslae. Dit is asof 'n enorme waterval in 'n enorme stadion inval, terwyl die skare juig en 'n groot hoëveldse storm dreun. Inhoud van die boodskap is dat God sy koningsheerskappy inneem, dat die bruid van die lam, die kerk, verenig word in die bruilofsfees van die lam, en 'n skerp kontras geteken word met die vrou, die prostituut Babylon, wat in die vorige hoofstukke beskryf is. En die bruid, die kerk, trek fyn, helder, skoon, wit klere aan, die regverdige dade van die heiliges. Groot kontras met die prostituut Babylon, wat onreg en onsedelikheid soos 'n magneet aangetrek het en ook uitgedeel het. Dan kom die woord van God. Dit is die Here Jesus Christus, die hoofagent van God, op sy wit perd, wat nie net regverdig sal oordeel nie, maar sal afreken met die leers van die hemel van die bose driemanskap en hulle magte. Trouwens, dit lyk asof hy nie iets nodig het om hom te help nie. Nie iemand nodig het om hom te help nie. Hy doen dit man alleen, God alleen. Nou die universaliste lees nie hierdie teks nie, want dit pas nie in hulle teologie in. Dis waarom mense jou doodgewoon moet losmaak van daardie idees en jy met die Jesus van die Bybel besig hou, nie met die afgod van jou eie gedagtes nie. En let op hoe Jesus hier met 8 name of beskrywings voorgestel word. Hy is die regter, die een wat regverdig oordeel. Hy is die generaal, wat die leers aanvoer, op 'n manier is dit net hy self wat hy aanvoer, wat die magte van die bose uitwis. En sy karakter word beskryf as die een wat getrou is, die een wat betroubaar is, wat 'n ontzagwekkende voorkoms het met oë soos 'n vuurvlam,
En in sy kop nie net 7 of 10 krone soos die draak of die diere die see nie, maar baie krone. En hy het 'n geskrewe naam wat net hy ken. Nogal 'n ander teks wat sê dat ons self so 'n naam sal ontvang wat net ons sal ken as ons oorwin. So lees ons in Openbaring 2 en ook in hoofstuk 3. Beteken doodgewoon hierdie naam wat niemand ken nie, dat niemand die diepte daarvan kan pyl nie. Dis 'n ongelooflike, wonderlike, misterieuse naam wat God vir ons gee, wat hy hier vir Jesus gee, maar wat hy ook vir ons gee, en waarvan net ons die diepte van kan verstaan, en waarvan Jesus hierdie diepte van hierdie naam, net hy dit regtig verstaan. Die 6de bekende naam is, hy is die woord van God. Soos natuurlik die hele Johannes Evangelie al vir ons geskryf het. En daarmee kan ons identifiseer. Maar ons moet ook oplet dat sy klere deurweek is met bloed, wat hom verbind nie net aan die kruisdood nie, maar ook aan hierdie oordeel wat hy in die vorige hoofstuk uitgedeel het. En wat ons nou verder gaan lees, wat net hierna gaan kom, by die groot feesmaal van die goddeloses. En hy word as herder geteken, 7de prentjie van hom, maar let op dat hy nie net 'n houtstaf of 'n herderstaf het, hy het 'n yster scepter. Hy is die een wat regtig ernstig optree teenoor die nasies. En dan is daar die 8ste besondere naam wat op sy kleed geskryf is, as ware soos 'n banier, so wat baie op hulle T-hemde naam het. Dis wat op sy naam staan, koning van die konings, Here van die heersers. En wat is die gevolg van hierdie oorlog wat Jesus teen die anti-kris en die profeet en hulle leiers en hulle leers voer? 'n gruisame feesmaal. 'n Besondere engel, let dat by of op die son staan, kondig die vernietiging van die hele goddelose mensdom aan, met die gruisame beeld van 'n oproep aan die aasvoëls van die hemel, om aan die gesneuweldes in die oorlog te kom pesel. Die feesmaal word die groot feesmaal van God genoem. 'n gruisame kontras met die bruilofsmaaltyd van die lam. En die maaltyd word voorberei uit al die dooies van hierdie grootskaalse oorlog tussen die twee diere aan die een kant en die Here Jesus Christus. En die magte van die anti-kris en die magte van die valse profeet word in die oorlog verwoes. Let op dat die Satan nog hier is nie, want sy beurt kom later. En hulle word lewendig gegooi in die vuurpoel wat brand met swaal. En let op, die res van die mensdom word ook doodgemaak, tragies, maar werklik. En uiteindelik word hulle na die wit troon oordeel, wat nog kom, nadat die oordeel daaroor hulle uitgespreek het, word hulle in die poel van vuur gegooi. Wat gebeur? As jy hierdie teks ernstig neem, wat die dood in die pot is vir die universalisme. In hierdie oorlog berei die weg voor vir die finale oorwinning oor die draak, oor die Satan. So die oorwinning oor die Satan word in Hoofstuk 20 in 3 dele vertel. Oorlog van die lam teen die anti-kris en die valse profeet en hulle aanhangers word opgevolg deur die binding van die draak in die bodemlose put met 'n groot ketting. Die draak word hier beskryf met al sy name wat hy in die skrif het, slang van die oertyd, die duiwel, die Satan. Maar hy word vasgebind en verseël sodat hy nie verder die nasies sou mislei nie. En met die onheilige 3, die anti-kris, die valse profeet en die Satan uit die weg geruim, breek die tyd vir die mense van Christus aan om te oordeel en om vir die martelare om saam met Christus te regeer. Want lyk as wat 2 groepe in hierdie gedeelte is. Vers 4 sê hulle sien as mense wat op trone gaan sit om te oordeel. En dan word daar gepraat van die siele van die wat onthoof is, van wie hulle getuienis van Jesus en die woord van God, en dat hulle saam met hom hierdie 1000 jaar lang regeer. En hulle word verder geïdentifiseer as die mense wat nie neergeval het om die dier in sy beeld te aanbid nie. Hulle het ook nie die merk op hulle voorkop en op hulle hand ontvang nie. Hulle het net die merk van God op hulle voorkoppe en op hulle hande. En hierdie mense en martelare het deel aan 'n eerste opstanding uit die dood, voor die res van die dooies lewendig sal word. En hulle regeringstyd word beskryf as 1000 jaar. Natuurlik 'n simboliese getal, maar 'n getal wat ook 'n werklikheid vir mense weergee. En dit lyk asof dit iets is wat na die wederkoms
van die Here Jesus Christus plaasvind, as jy die teks van Openbaring ernstig neem. En ek skryf nou 'n bietjie meer daaroor in die boek, wat jy gerus verder kan lees, en ek wy daar uit hoe die verskillende verklarings deur die eeue daar rondom teoloë probeer hierdie 1000 jaar in 'n sisteem plaas, en hulle noem dit die amillennialisme, die postmillennialisme of die pre-millennialisme. En ek het self vir jare probeer om die teks in te pas by een van hierdie skemas, en ek het nou opgegee. Ek vat dit maar net soos wat die teks sê, want die teks sê dat dit na die wederkoms gebeur, en hoe dit presies in 'n sisteem pas, laat ek vir ander mense oor om te probeer uitfigure. Ook 'n kort woord oor die wegraping, want 'n mens kan nie oor Openbaring praat sonder om net daarmee die onderwerp met aan te roer nie. Die idee van die wegraping, soos julle kan sien in die hele Openbaring, kom nie daarvoor nie. Dis 'n idee wat eers in die 1800s na vore gekom het, deur die Scofield Bible, en Hal Lindsey in die Left Behind series het dit gepopulariseer. Daar's geen Bybelse basis daarvoor nie. En 'n mens moet dit eintlik doodgewoon ignoreer. Enigste teks in die Bybel wat naaste by daarmee verbind kan word, is 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 17. En as jy nou die teks kyk, dan sal jy sien dat Paulus daar verwys na die ontslapenis wat in Jesus geglo het, wat opstaan uit die dood en na die Here Jesus in die wolke geneem word. So dit verwys na iets wat na die eerste opstanding uit die dood gebeur. Dieselfde gebeur met die gelowiges wat dan nog lewe. Hulle word saam met die opgestane ontslapenis na die Here op die wolke weggevoer om vir altyd by hom te wees. En dieselfde geld vir die tekste wat soms hiermee verbind word, maar wat eintlik nie daaroor praat nie. In die evangelies van mense wat by die koms van die Here Jesus aangeneem en verlaat sal word. Daar sal 2 op die land wees, een aangeneem en die ander word verlaat. Of was daar 2 vroue by die meelmaal en die een word aangeneem en die ander word verlaat, Matteus 24. Maar dit is duidelik in die orde waarin Jesus dit vertel in daai profetiese rede, dat dit gebeur met die wederkoms nie vooraf nie. En verseker nie om mense uit die groot verdrukking te neem nie, want die groot verdrukking word reeds 2 perikope tevore in Matteus 24 vertel. En dit bring ons by die finale oorwinning oor Satan. 1000 jaar van vrede word opgevolg met 'n finale oorlog van God teen die Satan en die nasies wat hom volg, verteenwoordig deur die Gog en die Magog. Mense kan ook van die Gog van Magog kan jy praat, soos wat dit in Jesegiel na vore kom. En dis oud Israelitiese simbole van die vyande van die godsvolk. Hulle veg hierdie bose mense, die Satan en sy trawante, veg teen die laar van die heiliges, teen die geliefde stad, wat simbole is natuurlik vir God se mense. En gaan lees 'n bietjie in Jesegiel 38:39 en gaan kyk ook na die skakel wat ek gee na wat ek daaroor geskryf het. Gog is in Jesegiel eintlik 'n simbool van die aardsboelie, van die mense wat die godsvolk teestaan. Tyler beskryf Gog so, the personified head of the forces of evil, which are intent on destroying the people of God. So vind ons dit inderdaad ook in Openbaring. En jy kan bietjie meer gaan lees oor, maar die punt is net dat God van Gog en Magog, die simbool van die teestand teen hom, 'n offermaaltyd maak. So wat ons in Jesegiel lees en ook in Openbaring. En hy verbrand hulle met vuur. Hierdie leer ons dat die oordeel van God 'n gruisame ervaring is. Dis bedoel om af te skrik. Dis bedoel om jou te waarsku. Dis bedoel dat mense tot bekering kom en nie die lot van God se teestanders beleef nie. Uiteraard is dit alles metafore. Maar is metafore wat 'n werklikheid beskryf. Wat waarskynlik erger sal wees as maar net dat God se vyande deur 'n fisiese vuur verbrand sal word. En soos Jesegiel dit al geprofeteer het, so stuur die hele geskiedenis van die mensdom af op hierdie 2 feeste van Openbaring. Aan die een kant is daar die bruilof van die lam, waar gelowiges die vrug van die Here Jesus Christus se bediening gaan geniet in 'n fees met wit klere. Aan die ander kant is daar die fees van die roofvoëls, waarin goddeloses self die maaltyd sal wees. Die feesmaal van die goddeloses. Die een groep sal vreugde ervaar, die ander verguising. Die keuse, watter maaltyd jy bywoon, lê in geloof in die Here Jesus Christus. Kies daarom vir die bruilofsfees, en nie vir die gruisame fees van die goddeloses nie.
Dan breek die finale wit troon oordeel van God aan, waar alle mense voor God kom staan, en die boekrolle word oopgemaak, boekrolle van die dade. Ons katekismes praat daarvan dat dit deur ons gewetes bevestig sal word. En dan die basis waarop mense geoordeel word, alle mense. Maar saam met hierdie boekrolle word die boek van die lewe ook oopgemaak. En elke keer as iemand se naam daarin geskrywe staan, dan sê God, kom in my heerlikheid in. Die boekrolle van die dade tel nie teen jou nie, want Jesus het dit vir jou uitgewis. Hy het namens jou alles volbring wat ek van jou gevra het, dan kom in my heerlikheid in. So niemand word gered op grond van die boekrol van dade nie. Dis net die wie se name in die boekrol van die lewe geskryf is. En ek gaan nou nie vanaand oor praat nie, maar daar is natuurlik ook 'n regterstoel vir gelowiges, so wat Paulus daar skryf in 2 Korintiërs 5 en Romeine 10, waar daar 'n stuk beloning is. Openbaring skryf nie daaroor nie, maar skryf wel oor hierdie boek van die lewe. Op grond daarvan ontvang ons die ewige lewe. En daar's 'n klompie ander boeke van wat in die skrif genoem word. Ek gee 'n paar verwysings in die boek. Lees dit tog en gaan kyk na die verskillende kontekste en raak opgewonde oor die feit dat God weet wat alles gebeur. Daar is selfs 'n boekrol vir trane. Dit is eintlik 'n sakkie waarin God opskrywe wat ons trane is, waaroor ons 'n krisis het, wat trauma in ons lewe is. Hy weet daarvan. En hy uiteindelik dan vee hy hierdie trane af. Hy maak dit reg as ons voor hom verskyn en in die lewe saam met hom gaan. So die tafel is gedek vir die nuwe hemel en die nuwe aarde. Eerste hemel en die eerste aarde is tot niet. Die heilige stad, die nuwe Jerusalem, daal uit die hemel van God neer, soos 'n bruid wat vir haar eggenoot versier is. Die woonplek van God is nou by die mense. En hy sal elke traan van hulle oë afdroog. En die dood sal nie meer bestaan nie. Nie rou nie. Ook nie 'n smartkreet nie. Ook nie pyn nie. Omdat die vroeër dinge verbygegaan het. En dit is waarmee ons Sondag gaan afsluit. Amen. Kom ons bid saam. Here, die bruilofsfees van die Lam. Die doel van ons redding, ons uitverkiesing, ons verheerliking en van ons geloof. Dis ons hoop, dis ons verwagting. Dis waarom ons met wat ook al in hierdie wêreld in ons gebeur, waarom ons dit kan verdra en kan verduur, en waarom ons in die getrou kan bly, omdat ons weet, dit wag vir ons. Here Jesus, in Hebreërs word daarvan geskrywe dat U volhardend die teestand van sondaars verdra het, omdat U uitgesien het na die verlossing wat gaan kom. En dit is dieselfde vir ons. Ons kan volhard, ons kan uithou en aanhou, want ons weet wat vir ons wag. En ons gryp vas aan hierdie droom wat U vir ons het, waar nie net die pyn en die dood en die lyding en sovoorts van ons weggeneem sal word, maar waar ons, soos U sal wees, in 'n ewige verhouding met God die Vader, en ons die wonder van sy inwoning, soos 'n lig wat ons lewe gaan volmaak, kan beleef. Ons sien uit daarna, Here. En ons verbind om hierdie boodskap uit te dra in hierdie wêreld, Here, maar daar's baie mense wat nog moet inkom, sodat hulle ook deel kan hê aan die bruilofsfees van die Lam. Seën vir ons daarmee. Dryf ons deur die Gees om nie te rus totdat almal wat uitverkies is tot die lewe ingekom het en die einde kan aanbreek nie. Amen. Kom ons wy onsself aan die Here toe met lied 442 en dan aan die einde kan jy weer vir Bybelverspreiding kan jy die snapscan gebruik. Oh
ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Gees en die bruid sê kom. En die wat hoor moet sê kom. En die wat dors het moet kom. Die wat wil, laat hy die water van die lewe neem, verniet. Die genade van die Here Jesus sal met jou bly. En die gemeente sê, kom.